Baie hartlik welkom hier by die grootste fees van die Christendom, Paasfees. Wat 'n wonderlike geleentheid om, al is jy waar ook al oor die land of in die wêreld, jy's deel van hierdie familie hier by ons en ons wil vir jou baie hartlik welkom sê. Mag jy regtig ook 'n ontmoeting hê met die opgestane lewende Christus. Want ons weet waar ons in sy naam teenwoordig is, by hom wil wees, nader hy tot ons en is hy hier by ons. En ek weet hy het 'n baie spesiale seën ook vir elkeen van ons wat nou met hom in gemeenskap is. Stel jou hart oop, vertrou hom om vir jou te ontmoet en weet dat hierdie Paastyd gaan 'n tyd wees wat jy altyd wil onthou. Ons wil vir jou uitnooi ook na die 16de. Daar is 'n wonderlike, passievolle geleentheid waar ons die Paasfees wil afsluit met 'n groot klomp wonderlike kunstenaars. So bespreek dadelik jou plek. Al die inligting is hier. Kontak die kantoor as jy verdere vrae het. Ons wil as groot familie ook vir die Here sê, Here, ek is deel van hierdie kerk. Ek is deel van u gemeente en wil ek jou uitnooi om ook deel te wees van hierdie gemeente se groei en se opbou en se instandhouding. Waar gee jy jou geld? As jy in Australië of Engeland is, wil jy nie vir ons ook kom seën deur jou toewyding en jou liefde vir die Here te toon, deur nou 'n bydrae te gee nie. Daar's op die skerm sal jy sien, daar is ons kode wat jy net kan scan en ons weet dat jy al die inligting sal kry of andersins stuur EFT of stuur jou geld van waar jy ook al is. Ons wil so graag hê dat jy moet voel jy's deel van hierdie gemeente en jy's besig om saam te bou en saam te werk aan 'n gemeente wat besig is om te groei en 'n groter impak te maak. Kom ons vra die Here net dat hy vir jou hier sal seën en vir jou sal kom sê, wat moet jy gee? En dat jy sal doen wat hy vra en in gehoorsaamheid aan hom sal gee. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie dat ons hierdie dag kan beleef. Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om ook so ver en wyd by mekaar ingeskakel te wees en te weet u gaan ons ontmoet en u het 'n boodskap vir ons. En ons wil ons harte vir u oopstel, maar ons wil ook vir u sê, ons wil u loof deur ons lied, maar ook deur ons geld en ons goed. En daarom wil ons gee vir u wat u op ons hart lê. Here, maak ons gehoorsaam om te gee en te wys dat ons geld en ons hart aan u behoort. Dankie dat u hier is om elkeen te seën. Ons loof u naam, Jesus ons Here. Amen. Dis die dag wat Jesus opgestaan het uit die graf uit. Dis die basis van ons geloof. Kom ons staan en dan sing ons uit volle bors uit en ons bring hulde aan 'n koning wat opgestaan het sodat ek en jy kan leef eendag saam met hom. Bring hom hulde
in die openbare rond getriomfeer. Die woorde van die doderryk is uit mekaar geskeur, en die leë graf verkondig steeds dat hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleed, en die openbare rond getriomfeer. Die woorde van die doderryk is uit mekaar geskeur, en die leë graf verkondig steeds dat hy alleen regeer. Bring hom hulde, o bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Wanneer God almachtige is. Halleluja. Wanneer God almachtige is. Halleluja. Halleluja.
Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U Seun gestuur het om mens te word en in ons plek te sterwe vir ons sonde. Dankie o Lam van God, dat U gekom het om U lewe vir ons te gee en ons straf te dra, ons oordeel op U te neem en vir ons die ewige lewe te kon gee. Kom maak dit opnuut vir ons 'n werklikheid ook in hierdie oomblikke. Amen. Nou ja, dit is Paasfees 2023. Wat 'n wonderlike geleentheid om so saam te wees oralster. Dank ons die Here dat jy ingeskakel het. En ons wil vir jou vra, wat is jou verwagting van Paasfees? Wat het jy 'n begeerte, 'n behoefte, iets spesiaals? Ek weet dat die Here iets spesiaals vir jou het. En ek wil vir jou uitnooi om regtig ook te gehoorsaam en te gaan doen hierna wat die Here vir jou sê. As ek vir jouself so vra, waaroor dink jy gaan Paasfees? Verskillende antwoorde. Ek dink die Bybelse boodskap is die graf is leeg. Jesus is nie meer in die dood vasgevang nie. Hy het die dood oorwin. En hy het vir ons die eerste een geword wat vir ons die nuwe lewe kom oopmaak sodat ons vir ewig saam met hom kan lewe. Al het ons gesterwe. Wat 'n wonderlike boodskap dat ons weet dit het gebeur soos wat voorspel is deur al die profesieë. Dat hy sal sterwe, maar dat hy sal opstaan uit die dood. Dat Jesus dit self vir hulle gesê het. Ek gaan aan die hand van mense gaan ek sterwe, maar na 3 dae gaan ek opstaan uit die dood. En hoe dat hy aan hulle verskyn het en met hulle gepraat het nog na sy opstanding, totdat hy uiteindelik hemel toe gevaar het waar hy nou aan die regterhand van die Vader sit. Wat 'n wonderlike geleentheid om ook dit te kan vier. Hierdie dag, Paas Sondag, toe die son opkom en 'n nuwe dag in die Christendom begin het, want Jesus leef. Hy het betaal vir ons sonde en hy is nou by ons, al sien ons hom nie. Wonderlik dat ons sien hoe van die disippels hom ook nie gesien het, en dan skielik was hy by hulle. Dan hulle hierdie nuwe dimensie kon sien. Sal die Here nie ook ons geloofsoë oopmaak, dat ons sal sien, hy is hier by ons. Hoe weet jy dit word Paasfees? Dit is my interessant hoe mense sê, weet jy, ek het skoon vergeet dis Paasfees. En toe stap ek nou die dag in die winkel en ek sien al die paaseiers en ek sien die paashase, dis net sjokolade waar jy kyk en alles wat jou kan, wat lekker is en wat kan vet maak. Dit het my herinner, dis Paasfees. Iemand anders sê toe ek daardie lekker bolletjies sien en daai brood met die kruis op, toe weet ek, dit herinner my aan die kruisiging en aan Pasga en aan Jesus wat opgestaan het uit die dood. Baie mense het verskillende sieninge, party in die kerklike jaar sê, wel hulle weet al van lank al van die begin af het hulle die lydenspad saam met Jesus gestap. En verlede Sondag was dit was dit die Sondag wat ons sy intog in die Jerusalem herdenk het. Palmsondag en palmtakke wat voor hom oopgegooi is en hy met 'n donkie ingery en almal geskree het Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Hoe wonderlik dat kort daarna staan ons by 'n plek waar hulle skree kruisig hom en waar hy op die ou end sterwe in ons plek. Nou ons weet ook dat dit, iemand anders sê, ek weet dit is Paasfees, wanneer ek sien in April, die eerste maand van die Joodse jaar, as ek sien dat die maan begin voller word, dan weet ek as dit volmaan is, dan is ons by Paasfees. Wel, jy weet nou, hierdie is Paasfees Sondag, en dis die geleentheid wat ons saam wil bly wees oor Jesus wat lewe en wat by ons is, en wat vir ons sonde gesterf het en ons harte wil skoonmaak. Maar vir baie mense as jy vra wat beteken Paasfees, dan sal jy sê, o, dis die tyd vir paaseiers. Nou, interessant dat as 'n mens gaan kyk na hoe die eerste Christene begin het met paaseiers, wat eintlik in Paasfees gewone eiers was, hoendereiers sê maar, wat hulle baie mooi versier het en mooi netjies geskilder het,
en 'n mooi hierdie harde dop mooi versier het, en dan het hulle hierdie eiers gaan wegsteek ergens in die tuin, en dan het die kinders hulle op Paasondag gaan soek, waar is hierdie eiers weggesteek, en wat 'n belewenis was dit nie as hulle dan so 'n eier ergens tussen die takkies en die blomme kry. Die legende, die verhaal gaan natuurlik daaroor dat toe kinders by 'n geleentheid so eiers gaan soek het, toe spring daar 'n haas uit. En die haas hardloop by die tuin en al die kinders skrik en almal vra, wat het die haas kom doen? En een slim ouetjie sê toe, hy het die eiers gebring. En sedertdien is daar nou 'n verbintenis op Paasfees met die paashaas. Wat eintlik niks met die storie te doen het nie. Ja, as ons praat van 'n paaslam, dan is ons nader aan die Bybel, maar die haas, dit kom nêrens voor nie. Maar ek wil vir jou vra, weet jy wat die betekenis is? Hoekom het hulle eiers gevat? Wat was die bedoeling van eiers? Nou, kom ons kyk bietjie, as ons nou 'n paaseier vat, dan sien ons sy dop is hard en vandag is dit alles sjokolade, maar 'n hoendereier is eintlik 'n eier wat klipharde dop is en as jy hom breek, weet jy, dan kom daar geel en wit, dit is als dood. Daar's nie lewe binne in hierdie eier nie. Maar die bedoeling was dat hierdie eier, as hy uitgebroei word, dan kom daar lewe uit hierdie eier. En as jy 'n eier kan oopmaak, dan is die eier die dop wat wys na die graf van Jesus waar hy toegemaak is in 'n rotsgraf en waar hy dood was. En dan op die derde dag breek die graf oop. En wat kom uit die eier uit? 'n lewende opgestane Jesus. En dit was vir die Christene 'n wonderlike simboliek. Dit was vir hulle die simbool gewees dat 'n eier wat dood lyk, kan lewendig 'n kuiken uitkom. Kom ons kyk bietjie. As jy nou na hierdie eierdop kyk, maak hom bietjie oop, daai paaseier. Wat is daar binne? Kyk, daarso is 'n lewende kuikentjie binne in die eier. Daar's lewe in die dooie dop. Dit is die simboliek van Paasfees. En as jy nou weer by 'n paaseier kom, dan vertel jy jou maatjies en jy vertel vir ander. Weet jy, uit 'n dooie eier uit kan 'n kuikentjie wat lewe gebore word. En dit is waaroor dit gaan in Paasfees, waar Jesus uit die dood opgestaan het. En hulle het sy lijk daar neergelê en gedink is, die graf is toe, dis net klip en hy's dood. Maar toe staan hy op, die graf gaan oop en Jesus lewe. Gaan bere vir ons daai kuikentjie dat by sy mamma, dat hy mooi kan versorg word en groot word en dat ons hom vir Kentucky kan verkoop. O nee, ons gaan vir hom sorg. Dis ons nuwe troeteldiertjie hier so by die gemeente. Goed, kom ek vertel gou vir jou net so 'n bietjie, vat jou terug na die geskiedenis van Jesus. As ons na sy verhaal kyk, wat het gebeur? Ons het nou stil gestaan die donderdag, waar Jesus gevra het, gaan berei vir my die Paasfees voor, die Pasga voor, want ek wil saam met julle vir Oulaas, wil ek hierdie Paas geleentheid vier. En wat het hulle by die Paasmaaltyd gedoen? Hulle het daar saamgekom en hulle die brood gebreek en toe het Jesus gesê, dis sy liggaam wat vir hulle gebreek gaan word. En toe hy aan die kruis hang, het hulle dit begin verstaan, dat hy hierdie kruisdood het vir hulle die nuwe lewe, die ewige lewe begin beteken. Dieselfde met die bloed. Die bloed van die lam was die teken van die wat in die wyn gesimboliseer word, dat Jesus sy bloed gestort het aan die kruis, sy lewe gegee het, gesterf het, in ons plek, vir ons sonde, die offer gebring het, dat sy bloed op die altaar gesprinkel is as teken van vergifnis, van versoening, en daar betaal is vir ons sonde, en daar nou vir ons vryspraak is, en gepas oor word, die oordeel gaan by ons verby, ons sal nie weer in die oordeel kom nie, want die bloed van die lam het ons beskerm. Nou, nadat Jesus saam met hulle die Paasfees gevier het, het hy uitgestap na die tuin van Getsemane, want in sy hart was hierdie geestesstryd aan die gang, en hy het van sy naaste disippels, vir Petrus en Johannes en Jakobus, het hy daar geneem en het een kant gegaan, en hy het gaan bid, en hy het gepleit, Vader, vat hierdie bitter beker van my weg, hierdie swaar, hierdie lyding, Here, kom vat dit weg, van my af sê ek vir u, ek sien nie kans vir hierdie bitterpad wat vir my voorlê nie, maar as u wil, Here, sal ek dit hierdie bitter beker drink, en hy het dit gedoen.
Hy het daar geworstel met God en hy het gestryd teen die bose wat hom wou laat sondig en wou laat omdraai en wou laat wegdraai, maar hy het die lydenspad gestap en hy was gehoorsaam aan die Vader en sy sweet het soos bloeddruppels geword. En toe hoor hy 'n beroering hier in die bos. En hier kom Judas met die soldate met stokke en met swaarde en hulle kom neem hom gevange en vat hom daar na die paleis van Kajafas. En daar het al die kerkmense bymekaar gekom, die skrifgeleerdes en al die Sanhedrinlede, die Joodse raad, en hulle het begin klagtes bymekaar maak en redes begin soek om hom te laat doodmaak. En op die ou end het hulle geweet hulle kan dit nie doen nie. Die staat moet hom teregstel en het hulle hom na Pilatus toegevat, die keiser van die Romeinse ryk. En daar het Pilatus ook gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Ek sal hom vir julle vrylaat. Maar hulle het geskree, kruisig hom. En op die ou end is Jesus gekruisig, tussen twee misdadigers gehang tot hy gesterf het. Van 12:00 af tot 3:00 het dit donker nag geword. Daar was 'n sonsverduistering of die son het net ophou skyn. En daar was donkerte en dit was die sonde van die mensdom wat ingeskuif het tussen God en Jesus. En hy het uitgeroep, waarom het u my verlaat? En op die ou end was hierdie skeiding daar. En op die ou end het Jesus wat aan die kruis gehang het uitgeroep, dis volbring. En het hy die offer betaal. En dan vat hulle sy lijk af van die kruis en hulle dra hom na 'n uitgekapte gat in 'n rots en daar het hulle hom in 'n rotsgraf neergelê en 'n reuse steen voor die graf ingeskuif en 'n soldate het hom opgepas want hulle was bang die disippels kom steel hom en dan sê hulle hy het opgestaan want daar was 'n gerug dat hy gaan opstaan uit die dood. En dan sien ons die oggend vroeg. Op Sondagoggend, Saterdag was hy stil, Saterdag, Vrydag wat hy in die graf was, Saterdag wat hy in die graf was, Sondagoggend, die eerste dag van die week as hulle gegaan het om hierdie lijk van Jesus te balsem. Dan sluit ons aan by die geskiedenis van wat gebeur het toe die eerste mense vir Jesus se lijk gaan soek het. Luister 'n bietjie wat staan daar in Markus 16 vers 1 tot 7. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. En hulle vra toe vir mekaar, wie sal van ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? En die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie meer hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. En daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Wat 'n aangrypende stuk geskiedenis hierdie. Die engel sê vir hulle, hy's nie hier nie. Daar's die graf, daar's die netjies opgevoude doeke. Die graf is leeg. Die soldate het gevlug. Hier was 'n aardbewing, hier was 'n skudding en hy het uit die graf uit opgestaan en hy's nie meer hier nie. Besef jy wat dit vir ons sê? Ons aanbid 'n lewende God wat die dood oorwin het en wat daar by jou is en wat vir jou sonde betaal het, wat in jou lewe wil inkom om jou skoon te maak en wat in jou lewe wil kom woon deur sy Heilige Gees en wat 'n wonderlike plan met jou hier op aarde het totdat jy in die ewigheid by hom sal wees. Dis die boodskap van Paasfees.
Maar kan jy sien, hier is iets besonders wat hier staan. Wat is die boodskap wat God stuur? Hy sê, gaan sê vir die disippels en gaan sê spesiaal vir Petrus. Hoekom vir Petrus? Kan jy sien hoe dat die Here 'n mens se hart en jou gevoelens en jou gemoed ken? En dat God 'n God van genade is, dat sy troon 'n troon van genade is. En dat hy vir ons nooi om na hom toe te kom. Dat hy vir ons wil kom toevou in sy liefde. Al het ons wat gedoen, al het ons sonde wat gedoen tussen ons en hom ingeskuif. Hy wil dit kom wegneem. Hy wil in ons kom woon. Hy wil ons lewe verander. Iemand het eendag gesê, no change, no Jesus. No Jesus, no change. As Jesus in jou lewe kom, gaan jou lewe verander. Dis wat met Petrus se lewe gebeur het. Gaan kyk maar na toe Paulus die opgestane Christus ontmoet het. Hoe hy van die vervolger na die getuie vir Christus verander het. Hoe dat elke disipel se lewe verander. Thomas wat sê, ek kan nie glo nie. Toe hy die opgestane Here ontmoet en sy vingers daar in die wonde druk, toe glo hy. En was hy bereid om sy lewe te gee. En in Indië selfs tot daar sendeling deur die plaaslike bevolking doodgemaak te word vir sy geloof. So het elke ander van die disippels gesterf vir hierdie oortuiging dat Jesus leef en dat hulle al sterwe hulle ook in die ewigheid sal ingaan. Het jy daai oortuiging in jou hart of is jy bang vir die dood? Het jy daai vrede in jou hart dat jou sondes vergewe is? Gaan sê dit vir Petrus. Hoe het Petrus se lewe gelyk? Voor die ontmoeting met die opgestane Here, voor hierdie goeie nuus, en Jesus wat self aan hom verskyn het daar by die meer, en vir hom gevra het jy my lief, Petrus? Het Jesus hom weer elke keer 'n opdrag gegee en hom herstel. Jesus sien die hartseer in die ou Petrus se hart. Hy wat so hoogmoedig was, die ou Petrus wat so godsdienstig was, en saam met Jesus geleef het, maar wat diep in sy hart neergesien het op ander, selfs op die ander disippels, en gedink het, ek is beter as hulle sal u teleurstel, ek sal by u staan, hulle sal hulle rug op u draai, maar ek sal dit nooit doen nie, en daar verloon hy vir Jesus 3 maal. Kan jy dink hoe stikkend hy was, oor hierdie groot praterigheid, oor hierdie neersien op ander, oor hierdie eie ek en my belangrikheid, en hoe dit gevoel het, toe hy daar wegstap en hy sien, Jesus het hom gesien, en die haan het gekraai, en hy tot besinning gekom, wat het ek gedoen? Ek het nie my sonde raak gesien nie, ek was blind, tot die haan kraai, en toe het my oë oopgegaan, en dan kan jy gaan lees, daar staan, in die oorspronklike, die ergste hartseer wat jy kan beskrywe, hy het in trane uitgebars, en hy was bitterlik hartseer, en hy het in die nag weggehardloop, 'n gebroke man. Dis die Petrus, wat so dapper was net nou tussen die disippels, en wat vir Jesus wou beskerm, en sommer met 'n swaard gekap het hierso, na iemand hier naby, en Malchus gelukkig gekoes, maar toe sy oor af, en Jesus dit moes genees. Maar so skaam en so bang, want hy het sy swaard getrek, en tog het hy gesê, hy is 'n volgelinge, nou kruip hy maar weg, en hy sluip hier agter, die klomp soldate in die geheim, totdat hulle hom vra, is jy nie ook een van sy volgelinge nie? En hy het dit 3 maal verloon en ontken. Hierdie man wat naderhand tou opgegooi het, gesê, ag, ek het my visie verloor, hierdie godsdienst is 'n klug. Ek weet nie, ek het hierdie 3 jaar gedink saam met Jesus, dit gaan wonderlik wees. Maar dit is verby, hy is dood. Hierdie man wat voor hy die opgestane Christus ontmoet het, weer gaan visvang het, weer na die ou wêreld, na die ou paai teruggedraai het. En daar ontmoet hy vir Jesus, wat na hom toe uitreik en vir hom sê, weet jy hoe lief ek jou het, maar het jy my regtig lief? En dan kom hy na hierdie man wat gebreek is in homself, en hy kom herstel hom, en hy kom rig hom weer op. En hy kom sê, jy Petrus, jy is nie meer
Jy is nou die rotsman, die leier. Ek gaan vir jou gebruik, want jy is nou niks. Nou kan ek deur jou werk. Nou het jy gesterwe. Gaan vra enige leier, gaan kyk na hulle geskiedenis, wat in die koninkryk van God 'n verskil gemaak het ergens by gebrokenheid uitgekom. Daarom Petrus, jy moes hierdie pad stap, om jou sondige self te ontdek, om jou trots te ontdek, om jou meerderwaardigheid te ontdek. Ja, Petrus, jy wat so geroem het oor jou gehoorsaamheid, oor jou geestelikheid. Jy kon nie eers daar in die Getsemane saam met my bid en saam met my worstel en my geestelik bystaan nie. Toe raak jy in die slaap en jy's nie by in hierdie geestestryd nie. Jy's nie by my nie. Jy's meer aan jou eie behoeftes oorgegee, aan wat jy wil en waarvoor jy lus is. Kan jy dink hoe hartseer hierdie Petrus was voor sy ontmoeting met die opgestane Here? Maar ek sê, as iemand die opgestane Here Jesus ontmoet, dan verander jy. Change. Dan gaan daar verandering kom. Jy gaan nie dieselfde bly nie. Kyk hoe Petrus verander. Na hy vir Jesus ontmoet het hy weer 'n visie begin kry. Het hy begin besef, maar God sal my in staat stel. Hy het my geroep. Hy het vir my 'n verantwoordelikheid gegee. Ek weet dat hy sê, hy sal my gebruik en ek het 'n roeping op my lewe. En daarom sal ek my lewe nou vir hom gee, al kos dit wat. En ons weet dat Petrus op die ou end gekruisig is. Vir sy geloof, vir sy oortuiging dat Jesus leef. En vir die boodskap van Jesus het hy sy lewe opgeoffer en waar ook al heen gereis met hoeveel ontberinge het hy die evangelie gaan verkondig dat Jesus gesterf het, maar opgestaan het en leef en nou is hy daar by jou en hy kan in jou hart 'n nuwe lewe bring en jou sondes wegvat. Daarvoor het hy sy lewe gegee. Daarvoor het Petrus op die ou end was hy die ene wat ook vir daai lamman gesê het, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op en loop. En God doen 'n wonderwerk. God begin hom gebruik. Hy preek nou is hy nie meer bang en skaam en verloon hy vir Jesus nie. Nou staan hy op en hy is nie skaam om te sê, Jesus is die enigste verlosser. Julle het hom doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en hy leef en hy is hier om jou sondes te vergewe, want hy het by God versoening gedoen, ook vir jou sonde. En dan lees ons die wonderlike verhaal, hoe God hom gebruik het. En hoe dat God hom gestuur het. En 3000 mense kom tot bekering. Daarna groei die Christendom na 5000. En so is Petrus besig om al verder en verder die evangelie ook na die heidene nasies uit te dra. Na Kornelius en oral waar hy kom. Verander mense se lewens. Want dis Jesus die opgestane Here wat leef en deur hom werk deur sy Heilige Gees. Kan jy sien die verskil? En Petrus voor Jesus se opstanding en Petrus na Jesus se opstanding. Het die opgestane Here al 'n verskil in jou lewe gemaak? Ken jy hierdie opgestane Here? Is hy vir jou 'n werklikheid? Of hoor jy maar net die verhaal van wat gebeur het in die lydenstyd en dat hy opgestaan het, maar dit is maar net 'n feit? Of het jy hom al ontmoet? Weet jy wat is die boodskap van hierdie Sondag, die Paasondag? Dat Jesus leef. En dit beteken al sien jy hom nie, is hy daar by jou. Hy ken jou gedagtes soos hy Petrus se hart geken het. Hy hierdie gebrokenheid en hierdie seer en hartseer geken het en hy dit kom wegvat het. Hy hom kom vertroos het. Hy sy selfbeeld kom herstel het. Hy vir hom weer 'n nuwe taak en 'n nuwe roeping en 'n nuwe doel in sy lewe kom gee het. En hy hom kom bekragtig het deur sy Gees. Nou het hy gesterwe, nou kan Christus in hom lewe. Dis wat in jou hart moet gebeur. Dis wat hy wil doen. Dis wat die God van genade se boodskap op hierdie oggend is. Ek het vir jou nuwe lewe. Kom na my toe. Ek wil jou laste wegvat en ek wil jou sonde wegvat en ek wil in jou 'n nuwe lewe kom gee. Wil jy dit nie vat nie? Wil jy nie vir Jesus innooi nie? Al sien jy hom nie, is hy daar by jou, vra vir hom om in jou lewe in te kom. Sal ons nie dit bid en vir hom vra nie? En dan wil ek vir jou vra, wil jy dit nou doen nie? En as jy nog nie gereed is nie, moenie laat hierdie Paasondag verbygaan nie. Gaan ergens eenkant, wees op jou eie, gaan word stil, maar praat met die Here Jesus wat leef
en hy sal jou verhoor as jy iets vra volgens sy wil, en dit is sy wil om jou sondes te vergewe en jou lewe nuut te maak en te vul met sy gees. Sal ons hom vra. Here Jesus, baie dankie dat U hier by ons is as die lewende opgestane Here. Dankie dat U ons liefhet en dat dit U is wat na ons kom en dat U hierdie Paasfees vir ons 'n wonderlike tyd wil maak wat ons altyd in ons geestelike lewe sal onthou. Dat U die lewende ons harte wil kom skoonmaak van sonde. Here, hier is my hart. Kom vat alles wat sonde is weg. Kom vul my deur U liefde en deur U teenwoordigheid. Heilige Gees, kom vervul my. Dankie Jesus dat as ek dit vir U vra, is dit U wil en sal U dit doen. Dankie dat U inkom en my lewe gaan verander. Hou my gehoorsaam om te bly verander. Want U stap nou saam met my. U die lewende God is in my. En U gaan nou deur my leef en werk en U heerlikheid verkondig. Amen. Ek wil vir jou uitnooi, wil jy vir ons laat weet, net 'n WhatsApp stuur, 'n boodskap stuur, na die nommer op jou skerm, en net vir ons sê, wat het tussen jou en die Here gebeur? En as jy enige behoefte het, skryf vir ons en ons sal dit opvolg. As daar ondersteuningsmateriaal wat ons vir jou kan stuur, gaan ons dit doen. Kontak ons, stuur vir ons 'n WhatsApp na die nommer daar 079 195 1586. Ek wil graag van jou hoor, maar moenie laat hierdie Paasondag nou hier stop nie. Gaan doen nou wat die Here vir jou gesê het. Praat nou bietjie met mekaar daar, waar julle saam sit voor die skerm. Sê bietjie wat het dit vir jou beteken. En gaan vertel vir iemand, dat jy nou weet, dat jy het die lewe, want jy het vir Jesus. En al sterwe jy, sal jy lewe vir ewig. Die Here seën jou, wonderlike Paasdag vir jou verder. Die Here is saam met jou, sy liefde en sy genade vou jou toe en hy versorg jou.